Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar hier by NG Oudtshoorn Park. Dit is my baie lekker om saam met julle te wees. Welkom aan die Heartbeat FM luisteraars en kykers, sowel as NG Park se YouTube kanaal. Ons bid vir reën en vanoggend het daar so 'n paar druppels geval ook hier in die Klein Karoo en ons dank die Here daarvoor vir sy genade, hy wat vir ons lief is en ons bly steeds bid vir fisiese reën en geestelike reën. Ag, hartlik welkom vir elkeen van julle, of jy nou in jou voertuig sit en of jy kyk op 'n TV-skerm of op jou foon, jy is baie welkom vanoggend en mag die Here aan die woord kom. Dit is my gebed vandag. Ek is 'n stofmens en ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker. Ek wil juist vanoggend oor 1 Korintiërs 3 kom praat. Paulus skryf en hy het die gemeente gestig hier 51 na Christus en nou is Paulus besig om met die gemeente te praat, amper 2-3 jaar later skryf hy vir hulle en hy kom iets agter wat in hierdie gemeente aan die gang is. En daarom vanoggend se tema geestelike volwassenheid, bou op die regte fondament jou lewe. Wat is geestelike volwassenheid? Bou op die regte fondament jou lewe. Dis die tema van vanoggend se gesprek wat ons het uit 1 Korintiërs 3. Maar kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here nou aan die woord kom. Heilig en heilig, heilig is U Here God, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, dankie dat ons kan saam wees, dankie vir die radio, dankie vir soveel luisteraars en kykers, dankie dat ons kan stil raak voor U vanoggend, Here, en weet dat U God is wat vir ons lief is, dat U ons nooit sal los nie, en Here, dat U ons harte ken, of ons siek is, of daar luisteraars in die hospitaal lê, of daar vanoggend 'n bekommernis of 'n vrees is, Here, U is in beheer, U sal ons nie los nie. Ek dink ook aan almal vanoggend, die ouens wat in die tronke sit, mense wat luister, die ouens wat na hierdie boodskap luister vandag, waarvan ek weet, Here, laat ons werklik weer U die middelpunt maak in ons lewens. Ons verklaar U as verlosser en saligmaker. Ons wat dit mee goed gaan, die wêreld daar buite is daar ook goedheid en daar is ook mense wat op 'n mooi plek is, Here, ons dankie, nederig en afhanklik en ook vir die van ons wat dit mee sleg gaan, Here, U bly steeds God, of dit goed gaan of sleg gaan, op berge en in dale, ja, oral is my God en ons verklaar dat U steeds die God van my lewe is. Here, spreek nou in hierdie teks 1 Korintiërs 3, en laat ons Paulus se hart ook sal hoor vir ons in 2026. Ek bid daarvoor in die naam van die opgestane Jesus. Amen. Geliefdes, ek lees 'n paar verse saam met 1 Korintiërs 3 en dan gaan ons lekker gesels oor wat sê Paulus hier en hoe is dit so toepaslik in 2026? Hoe hoor ons dit eintlik in ons eie lewenswêreld waar ons onsself nou bevind? 1 Korintiërs 3, so vanaf vers 1. Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is nie, en wêrelds gedra nie? As een van julle sê, ek is vir Paulus, en 'n ander, ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars, deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk, soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dan lees ek vir ons hierso so vanaf vers 11. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit goud of silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets.
En dan sê vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Tot sover die skriflesing van God, mag ons die woord van die Here ook vanoggend hoor, en daarvolgens gaan leef. Hy begin en hy vertel vir ons eintlik die verskil tussen geestelike volwassenheid en onvolwassenheid. Paulus kom praat hier met die gemeente. En iets wat ons hoor is dat hierdie gemeente vol gawes is. Hy het hierdie gemeente gestig en in die begin het hy met hulle baba kos gedeel. Hy het met hulle kos gedeel soos met kindertjies. En hy het geglo en gehoop en vertrou, hulle gaan groei, maar hulle het nie gegroei nie, want hulle is nog steeds wêreldse mense. En dan hoor hy al die dinge wat in hierdie gemeente aangaan. Daar's jaloesie, daar's twis, daar's verdeeldheid, partyskappe, daar's al die dinge wat in die gemeente aangaan. As jy 'n bietjie verder aanlees in Korintiërs, sal jy agterkom, daar's sedeloosheid, losbandigheid, daar's 'n klomp seksuele sondes, daar's 'n klomp dinge wat in hierdie gemeente regtig vleeslike dinge is wat Paulus aanspreek, die wêreldse dinge, sondige dinge wat aan die gang is. En dan kom steek hy vas en hy groet hulle met die term broers, wat beteken, hy sê vir hulle, maar julle het mos die Gees van God in julle, maar hoekom tree julle so op? En vriende, dit is waar ons eintlik is, dat ons baie keer kan hoor, maar mense sê hulle is kinders van God, hulle sing dit op 'n Sondag, hulle kom dalk Sondag kerk toe, en hulle sê ek het die Gees van God in my, maar ons tree nie so op nie. Wat gebeur in die volgende 6 dae van jou week? As jy die een dag by die kerk is, dan lyk dit of ons kinders van die Here is. Ons praat so, maar hoe tree ons op in die dorp? Hoe reageer ons? Wat sê ons? Wat doen ons? Hulle is gered, maar hulle is nog nie gevorm nie. Hulle is in Christus, maar hulle leef nog vleeslik. Kan dit wees? En hierdie teks, toe ek het so lees, toe dink ek ontstellend, ja, dis relevant vir 2026. En daarom wil ek stil staan by die eerste punt, geestelike onvolwassenheid, wanneer ons in Christus is, maar nog vleeslik leef. En dan hoor ek iets wat Paulus hier kom sê, en hy praat met medegelowiges, dit somme in vers 1, en dan sê hy, mense wat hulle deur die Gees van God laat lei, julle moet geestelik julle deur die Gees van God laat lei. Maar nou moet ek met julle praat soos wêreldse mense wat hulle deur hulle natuurlike begeertes laat lei. Ja, eintlik sê Paulus iets hier van, julle moes al lankal gegroei het, en wat het nou gebeur, dat julle nog wêreldse mense is. Julle laat julle deur julle natuurlike begeertes lei. En dan is daar jaloesie en twis en al hierdie slegte dinge wat nie by kinders van die Here hoort nie. Van waar kom hierdie jaloesie en hierdie twis en al hierdie dinge? Dis daai natuurlike begeertes, die ou Adam met ander woorde, wat julle nog so menslik maak, so aards maak, so wêrelds maak. En Paulus kom spreek dit aan en sê, hierdie goed moet verander. Dit kan nie so aangaan nie. Julle kan nie kindertjies in Christus net bly nie. Julle moet groei en geestelik volwasse word. Hierdie partyskappe, jaloesie, verdeeldheid wys op onvolwassenheid. Maar waar is julle nou? En waar moet julle wees? Ek lees die bekende E.P. Groenewald kommentaar wat sê, vleeslikheid beteken nie sondeloosheid nie, maar 'n lewe wat nie deur die Gees van God beheer word nie. Laat jy toe dat God jou lewe beheer. Is jou besluite wat jy maak, Gees beheerst. Dit wat jy sê, dit wat jy dink en dit wat jy doen, gaan dink jy daaroor, voordat jy iets doen, en hoor jy maar, wat is God se wil? Wat wil hy hê moet ek doen? Hoe moet ek optree? Hoe moet ek reageer? Hoe moet ek gaan leef? As jy dalk ernstige besigheidsbesluite moet maak, of groot keuses in jou lewe, vra jy, Here, wat sê u woord, en wat sê u Gees? Is ek met die regte goed besig? Die bekende Johannes Calvin, ons kerkvader, sê, the greatest enemy of spiritual growth
is not ignorance, but pride, dressed as knowledge. Mense wat trots is en sê, maar ek het al die kennis, ek het al die mag, ek weet presies, ek ken ook my Bybel man, jy gaan my nie kom leer van dit nie, daai trots en die eie ek, daai pride, sonder om weer nederig voor God te kom kniel, want ons is afhanklik en ons het God nodig. Vriende, ons leef in 'n tyd van opinies, almal het opinies. Ons leef in 'n tyd wat mense maklik opinies kan gee en kan lig. En sosiale media wil dit vir my voorkom, beloon hierdie mense se reaksie. Maar Paulus kom roep ons op en sê, maar wat is werklik die kerk van Christus? Ek en jy is die tempel. Ek en jy is die kerk. Ons kom Sondag by 'n gebou by mekaar en aan die einde van daai by mekaar koms verlaat die kerk die gebou en die kerk gaan in die wêreld in en ek en jy is daai tempel. En ons moet gaan heilig leef in 'n wêreld daar buite. Ons vra baie keer hierdie vraag, maar wat kry ek uit die lewe uit? Wat is in dit vir my? Die vraag moet dalk eerder wees, maar wat gaan my vorm? En hoe gaan ek meer en meer die beeld van Jesus begin wys in 'n wêreld daar buite wat hoop nodig het? Vriende, dis dalk tyd dat ons ernstig die spieël optel en vra, is ek geestelik volwasse? Lees ek my Bybel? Met watter materiaal is ek besig? Bid ek, praat ek, na watter stemme luister ek? Het ek YouTube, het ek Facebook, luister ek radio, is daar programme waarna ek luister? Wie is die stemme wat inpraat in my geestelike lewe, sodat ek by 'n geestelike volwassenheid kan kom? Ons as mense is so interessant dat ons bly groei en ons op 'n stadium is ons nou kindertjies en dan word ons tieners en dan raak ons volwassenes in ons fisiese liggaam. Ons kan nie in ons geestelike lewe steeds kindertjies bly nie. Ons moet daarin bly oefen en groei, sodat ons al hoe nader, al hoe meer die beeld van Jesus kan wys, sodat ons vir hom 'n lewende en heilige offer kan wees. My tweede punt vanoggend is, God alleen doen hierdie werk. Ons is dienaars. Ek en jy is dienend afhanklik, maar God alleen laat groei. En dis hoekom ek daai deel gelees het vanaf vers 5, wat sê maar Apollos en Paulus het geplant en Apollos het nat gegooi, en dan sê hy, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, vers 6, maar dit is God wat laat groei het. God het dit laat groei. God is die een wat net wil hê ek en jy moet gehoorsaam wees, ons moet nederig wees en ons moet vir mense die woord oordra. Ons moet dit gaan doen wat God van ons vra en God sal die res doen. Paulus sê eintlik ek is niks. Apollos is niks. Wees jy nederig. Wees jy 'n medewerker, en dis hoekom hy in vers 9 ook sê, ons is medewerkers in diens van God, want dis eintlik ons roeping, dis eintlik wat God wil hê, maar hy sal die res doen, ons moet net getrou wees, ons is God se akker, en dan hoor ek eintlik, ek en jy is 'n tempel wat moet heilig gaan leef in 'n wêreld daar buite. Ons het dalk 'n wanpersepsie. Ons dink ons gaan kerk toe en kerk is dalk net Sondag op 'n afgespreekte tyd en dan gaan ons na hierdie kerkgebou toe en dan is kerk klaar, want dalk dink ons in ons koppe dit, en ek sê dit baie simplisties dalk nou, ons dink God is net in die kerk teenwoordig. Geliefdes, ek het vanoggend vir jou 'n boodskap. God is elke dag teenwoordig. Jy is die kerk. Jy is die tempel. Jy gaan Sondag na by mekaarkomsplek toe. 'n gebou waar jy saam met medegelowiges, ons noem dit 'n gemeente, saam koinonia beleef, die Here aanbid. En dan gaan jy as tempel, as kerk, uit die gebou uit en jy gaan leef en wees kerk in 'n wêreld daar buite. Dis 'n groot ding wat ek vanoggend sê. N.T. Wright sê, Christian leadership is never about producing results, but about faithful participation in God's work. Dan sê Dietrich Bonhoeffer dit ook so mooi, the church is only church when it exists for others. Wie gaan jou mis as jou gebou se deure toemaak? Wat 'n verskil maak jou kerkgebou in die wêreld daar buite?
Eintlik is die vraag, wat 'n verskil maak julle as kerk in die wêreld daar buite? The church is only church when it exists for others, sê Dietrich Bonhoeffer. Ek het my rol wat ek speel, elkeen van ons het, maar dis God wat laat groei. Ek kan net God vertrou en sê, Here, ek wil gehoorsaam wees, ek wil die evangelie verkondig, ek wil in u voetspore loop, daar waar ek gaan wil ek 'n verskil maak, ek wil 'n impak maak, Here, maar dis u wat laat groei, en daarom kan ek en jy nie anders as om net nederig te wees nie. Nederige kinders van God, wat God nodig het nie. Ek kom en ek lees 'n bietjie verder, dan staan daar in vers 11, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat reeds gelê is nie. Die fundament is Christus Jesus. Jesus Christus die fundament. En ek wonder, en ek vra die vraag vanoggend in liefde broer en suster, en ek dink saam met jou, wat het vir jou 'n God geword in jou lewe? Op watter fundament bou jy en jou gesin, julle huishouding? Wat is vir julle so belangrik in 'n week? Waarop bou jy jou lewe tans? Wat het daai klein letter G vir jou geword? Staan jou fundament vas? En as die golwe van die lewe begin hoog raak en die branders kom en wil oor jou kom spoel, waarop is jou fundament gebou en staan jy vas in Christus Jesus? Ja, Paulus praat hier van as mense wat met goud besig is, hulle bou met goud op die fundament, met silwer, met kosbare stene, maar dan is daar ook die wat met hout en hooi en met strooi bou. En alles word getoets op die einde van die dag. En dis wat ek vanoggend so sterk op my hart druk, is dat ons nie net Sondag Christene kan wees nie, maar dat ons deurgaans deur die week in ons lewenstyl en lewenswyse kinders van God moet wees. Want, sê vers 13, elkeen se werk sal in die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur. En die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. So luister mooi, hier kom Christus Jesus. En ons hoor ook, daar gaan eendag 'n vure hel wees. En ons hoor ook, dis net uit genade uit wat ek en jy uit die hel uitgeruk word, danksy die kruis van Christus Jesus. En dan hoor ons ook iets, dat ek en jy gaan getoets word. Op wat het jy jou fundament gebou? Wat was vir jou belangrik? Na watter stemme het jy geluister? Wie het jy gevolg? Watter raad het jy gevolg? Watter opinies het jy gevolg en jou eie begin maak? Lees jy nog jou Bybel en is God se stem vir jou die enigste stem in jou lewe? Is God die middelpunt van jou bestaan? Die vraag vanoggend is, bou ek reg? Ek en my huisgesin is ons met God eerste besig en dan al die ander wêreldse tentwoning dinge. Want jy sien vriende, God moet die middelpunt in ons huise wees. Dis tyd dat Suid-Afrika weer terugdraai na God toe en God die middelpunt maak. Ons regering, ons amptenare, die wêreld daar buite, God eerste, God die middelpunt. Hy is die fundament, Jesus Christus. Ons kan so maklik wêrelds raak. Daarom, Romeine 12 sluit ook hierby aan om te sê, maar gee jouself aan God as lewende en heilige offer, doen wat vir hom goed en aanneemlik en reg is. Maar ons kan nie gelyk aan die wêreld word nie. Ons kan nie die wêreld se sonde deel maak van Christenskap nie. En dis hoekom Paulus so kwaad is eintlik hier in 1 Korintiërs 3, want die gemeente wat hy gestig het, het hy al lank al gedink het geestelik gegroei. Maar nou is hulle so met een voet nog vleeslik en een voet is hulle by God. So die gemeente met al hulle potensiaal en gawes is besig om wêrelds te raak. En dan hoor ek E.P. Groenewald wat dit so mooi kom sê. Hy sê die vuur van God openbaar nie net sonde nie, maar ook oppervlakkigheid. Vriende, ons kan nie net sê ons is Christene nie. Dalk Sondag saam lofprys en met daai selfe mond wat jy nou 'n mooi gospel liedjie gesing het, vloek jy net daarna.
met daai selfe tong en daai selfe mond van jou skinder jy en oordeel jy en kom alles weer by daai selfe mond uit gif wat uitkom. Dit wat God nie wil hê nie. En dan is dit ewe skielik hierdie teenpole wat jy is eintlik in Christus en ons is broers en susters in Christus en ons het die Gees in ons, maar in die week tree ons net anders op. Ons reageer nie asof ons kinders van God is nie. En wat bou ek? Is ek besig om te bou of om af te breek? En dan is die vraag, met watter geraas is ek besig? En na watter geraas luister ek in my lewe? Ek het 'n vriend wat praat van the noises. Daar's noise, jy moet die noise uitskuif uit jou lewe uit en jy moet met God besig raak en na God se stem luister, die stem wat met jou praat. Waarna luister jy? Waarna kyk jy op sosiale media en wat begin jy te volg? Dan kyk ek na die bekende Karel Barth wat sê grace does not eliminate responsibility, it establishes it. Grace does not eliminate responsibility, it establishes it. Met ander woorde, ek het 'n verantwoordelikheid omdat ek die bloed van Jesus op my het, om te gaan leef soos 'n kind van die Here. Omdat ek vrygekoop is, wil ek goed doen, nie moet ek nie. Dis nie 'n moet-teologie nie. Nie omdat ek nou vrygekoop is, nou wil ek ook net maak wat ek wil maak nie, of kan ek nou maar net maak wat ek wil maak nie, of ek gaan nou goeie werke doen sodat ek gered word nie, maar omdat ek gered is, wil ek, en gaan ek anders optree as die wêreldse mens, want ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus. Vriende, hierdie is baie belangrik om te hoor. Ons is in Christus, en ek het julle ook vanoggend gegroet, en ek groet julle weer nou as broers en susters in Christus. En omdat ons in Christus is, dan het ons mos die Gees van God in ons. En dan kan ons nie langer die vleeslike dinge doen wat die wêreld doen nie. Nee, ek sê nie ons mag nie in hierdie wêreld leef nie. Nou ons moet nou terugtrek nie. Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons doen nie die wêreld se sonde nie. Ons sê dadelik, daai is verkeerd, daai is reg. Ons het 'n onderskeidingsgees. En dis waar Paulus inkom en met hulle hart begin praat en sê, daar moet geestelike groei in jou lewe plaasvind. Ons kan nie die geestelike in ons lewens so afskeep, omdat ons met die wêreldse dinge besig is nie. Mense sal maklik sê, ja dominee, maar ek moet eet en ek moet werk en sweet op my aangesig, dit is so boetie, dit is so suster. Maar hoor mooi, ons kan nie ons geestelike lewe verwaarloos en nou wêreldse mense word omdat geld alles is nie. Mammon alles is nie. Afrodite alles geword het in ons lewens nie. Nee, ons moet vas staan as manne en vroue in die geloof. Ons moet nog steeds werk. Ons moet nog steeds op die sweet van ons aangesig, maar ek doen dit anders. Ek leef anders omdat ek 'n kind van God is. Vriende, die vraag eintlik is net, waarmee is ons besig in 'n week en is God die middelpunt? En dan die ou verhaal van twee ouens wat twee huise gebou het. Elkeen het 'n huis gebou. En die een ou het goedkoop materiaal gebruik om hierdie huis te bou. En hy het dit vinnig gebou en gou gebou en klaar gebou en dit het mooi gelyk van buite af. Die ander ou het stadig gebou want hy het die belangrikste ding gedoen. Hy het eers die fondament diep gegrawe, die fondament gelê en toe daarna die huis begin bou. Dit het tyd gekos, dit het werk gevat. Dit was moeite, dit het geduld gevat, maar toe kom daar eendag die storm. En toe die storm kom, toe staan daai huis van hom vas en die ander huis is weggespoel deur die water. Hy het nie vasgestaan nie en die mure het platgeval. Nie omdat die bouer noodwendig sleg was nie, maar omdat die fondament so vlak was. Al twee bouers het gedink hulle bou goed, maar die een het dieper gegaan. Die een het reg gebou. Die een gaan en bou sy geloof op Christus. Die een gaan bou sy lewe op Christelike beginsels, dit wat Jesus sou doen, hoe Jesus sou optree.
En daarom is hierdie teks so belangrik in 2026, dat ons kom vra, maar is die woord nog vir my belangrik? Wat sou Jesus sê? Wat sou hy doen? Hoe sou hy optree as hy in jou omstandighede was? En dit roep ons op om nie vleeslike denke te hê nie, maar geestelik. En te sê, Heilige Gees, beheers U my lewe, Galasiërs 5:16. Ek laat toe dat die Gees my beheers, nie meer my eie ek en trots en my eie drange nie. Ek is 'n nuwe mens en ek is nuut gekoop deur die bloed van Jesus. Nou wil ek begin groei en dieper in my geloofslewe gaan. Ek bid dit vir jou, dat jy al hoe nader aan die Here sal beweeg en sy stem sal hoor, dit wat hy vir jou beplan, en laat ons in lyn met God se wil vir ons lewens sal leef. Of dit goed gaan of sleg gaan, ek wil naby aan God wees, want ek weet God is teenwoordig. Hy weet die beste, sy tyd en wil is die beste. Ek bid vir jou vanoggend baie seën toe, mag ons werklik geestelik volwasse gaan leef, en mag ons werklik uitkom by dit wat Paulus vir ons kom sê, tyd saam met God, bou jou huis op die regte fundament, op Jesus Christus. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend dit net weer hoor. Ons hoor een sin en die een sin is die goue draad. Ons bou ons fundament op U Jesus Christus. Ek kom bid nou vir Boetie en Sissie, dat ons werklik sal vasstaan in die geloof, en dat ons nie by daai plek sal kom wat ons dink, ja, ons weet in elk geval alles, en ons het nie meer nodig om dieper te gaan nie, maar ons moet meer en dieper in die woord ook delf, en dit wat U van ons vra, en ons moet verstaan, Here, hoe wil U hê moet ons leef, en die woord kom leer vir ons presies. As ons nie vergifnis in ons lewens het nie, moet ons vergewe. As daar 'n onvergewensgesindheid of 'n haat of 'n nait of jaloesie is, moet ons vryspreek en let go. Ja, Here, ek kom bid vir elke luisteraar en kyker. Daar waar U hulle nou in hulle lewens gaan aanspreek en aan die hand vat en met hulle nou die toekoms instap, dat U sal wegbuitel dit wat nie daar hoort nie. Dat U sal vorm en skaaf van ons, Here, dat ons al hoe meer U beeld sal wys vir 'n wêreld daar buite. Ek bid nou vir Boetie en Sissie in die naam van die opgestane Jesus Christus. Here, help ons, lei ons in hierdie proses, hierdie heiligmakingspad van geestelike volwassenheid. Ek loof U daarvoor. Dankie Jesus. Amen. Geliefdes, mag julle 'n pragtige dag hê, goedheid en guns. Ons kuier weer.